Lockdown laat my partykeer soos 'n vuil asblik voel. Asof alles wat ek en jy elke dag moet deurgaan, dag vir dag, hier in 'n mens se binneste kom lê en 'n mens kan nie van dit ontslaa raak nie. Asof dit so 'n hartseer, kwaad, ongelukkige gevoel is, wat soos vuil goed is wat begin stink. En dan gaan ek deur die dag en ek speel met my seentjies en ek kuier met my vrou. Maar so elke nou en dan is dit asof iemand daai vuil asblikkie in die binnekant se deksel oplig en die stink kom uit en dit maak dit vir almal sleg. En ek kan dit nie terugvat nie. In die Bybel lees ons van 'n vrou wat na die put toe gaan om water te gaan skep. En Jesus vra dan vir die vrou om vir hom ook 'n bietjie van die water te skep. Maar die manier hoe sy hom antwoord is soos 'n asblik wat se deksel opgelig word. Dis sommer so 'n vuil, kwaai manier wat sy hom antwoord, wat vir 'n mens wys hoekom die ander mense nie saam met haar wil water gaan skep nie. Sy gaan in die middag terwyl die ander mense in die oggend en in die aand gaan. Niemand wil saam met haar kuier. Jesus sien dit raak. En hy sien raak die foute wat sy gemaak het. Hy sien raak haar hele lewe. Hy sien alles. Hy sien ook raak hoe sy begin verskonings maak vir die slegte goeders wat sy doen as gevolg van haar binneste wat so seer en stink voel. En dan praat Jesus met haar. Maar hy begin nie om met haar te raas nie. Hy is nie lelik met haar nie, hy is nie kwaai met haar nie. Hy praat met haar en hy bied vir haar lewende water aan. Hy bied vir haar die ewige lewe aan. Hy sê vir haar, ek sal vir jou water skep, ek sal vir jou water gee. En jy sal nooit weer dors word. Hierdie lockdown maak alles net erger. Miskien is een van daai dae vandag wat jou asblikkie net oorloop. Dit loop oor met mis, verlang. Miskien mis jy jou vriende. Miskien mis jy jou werk. Miskien mis jy dit om iets te beteken. Miskien wens jy net jy kan bietjie uitkom en asem skep of miskien wens jy net jy kon 'n inkomste verdien. Miskien wens jy kon 'n breek kry van die mense met wie jy elke dag opgeskeep sit. Ek verstaan dit. Ek sien op Facebook hoe mense baie keer deel hoe ongelukkig hulle is met die situasie dat 'n mens die hele tyd vasgevang is met jou kinders. Dan, die mense kinders het net nie geduld vir jou nie, né? Hulle verstaan nie wat ons alles mee stoei nie. Hulle verstaan nie die onsekerheid en bekommernis wat ons elke dag moet deurwerk nie. Maar miskien is hulle asblikkies ook op hierdie stadium van die lockdown al oorvol. Miskien loop dit ook oor van verlange vir oupa en vir ouma, vir die maatjies by die skool, of om net uit die huis uit te kan kom. Miskien wens hulle ook dinge was net anders gewees. Miskien het dit al so opgebou en opgebottel in hulle binneste. Dat dit dieselfde as met ons so elke nou en dan uitglip en die stink uitkom. Die goeie nuus is niemand gooi 'n asblik weg net omdat hy stink nie. Hierdie ding is te duur, dis te waardevol. Mens pak hom uit, jy maak hom leeg en jy maak hom skoon. En dis dieselfde met ons. Ek wil jou vandag uitnooi om te besef dat selfs al voel dit in jou binneste vuil en lelik en stink, selfs al sien jy dit in jou kinders dat hulle binneste so oorlaai is, beteken nie dat ons sleg is nie. Net omdat die ou stinkgoeders doen partykeer, maak nie dat jy vuil en stink is nie. Jy het waarde. Jy is belangrik. Ek wil jou vandag uitnooi om jouself deur God se oë te begin sien en om uit te pak by hom. Laat hom toe om jou te was en skoon te maak. Help hom om jou te ontdek dat selfs in hierdie lockdown daar lewe is. En ek wil jou uitnooi om saam met jou kinders te gaan sit. Celeste het gisterand saam met ons seentjies gaan sit in die bed. En hulle was oorvol. Oorvol verlange en hartseer en frustrasie. En op 'n stadium het die trane net gekom. Sy het hulle gehelp om uit te pak. Vandag is hulle ander kinders. Dis wat die Here vir ons ook gun. Vir ons en ons kinders. Te ontdek dat selfs al is ons vasgevang en die asblik trok kom net nie en ons is hier in ons huise, is daar nog steeds lewe en waarde.
ons is nog steeds iets werd.